Vandag gesels ons met die maatskappy wat 'n baie tradisionele manier van voertuigbesit uitdaag en 'n vars toeganklike benadering tot hoe mense op die pad kom bied. Willie Jooste, hoofuitvoerende beampte van Drive, kuier by ons om meer oor hulle unieke model en ook hulle betrokkenheid by skole reg oor die land te kom vertel. Willie, lekker om jou weer hier by ons te hê. Goeiemôre. Absoluut. Dankie Pieter. Kyk, ons almal het nou al daarom 'n goeie idee wie Drive is en so, maar ek is seker, net as jy dink almal behoort nou te weet, dan is daar nog iemand wat nie heeltemal seker is nie. Net so vinnig en kort, wat doen julle en hoe doen julle dit om makliker mobiliteit aan mense te verskaf? Die eenvoudige beskrywing is ons is 'n omvattende manier om mobiliteit te kan gee vir 'n kliënt. So dis 'n eenmalige betaling wat jy kry wat versekering, bande, onderhoud alles insluit en dis 'n 24 maande kontrak en jy kan elke 24 maande kan jy 'n nuwe voertuig ry. Nuwe voertuig kry. Jy moet net by daai reëls en bepalinge hou en sorg dat jy hom mooi oppas en dan kan jy weer 'n ruil maak. Hoe lekker is dit nie? Absoluut. Hoorie, en julle platforms waar julle oral adverteer al, ek sien julle oral. Dankie, ja, ons het nou 1 April het ons Weskaap oopgemaak. Baie geluk. Dankie. En maar ons groot doelwit is maar eintlik op sosiale media, op al jou meta goed soos Facebook en Instagram. Ons het goeie beplanning rondom ons Google strategie en dit gee vir ons die geleentheid om die regte te kliënte wat ons in ons ekosisteem wil hê na toe te bemark. Ons het so 6 maande terug en dit is eintlik waaroor ek baie opgewonde is om betrokke te raak by skole. Vertel vir my ja. So die skole ding, ek dink as ek enige 'n klein firma of 'n firma kan aanmoedig is om daar betrokke te raak en die blote rede vir dit is as jy by 'n skool betrokke is, dan gee jy terug vir die skool. Dit is nie ek betaal net vir 'n Google of 'n Facebook of so om iets te kry nie. Dit is iets wat jy teruggee. En dit is ongelooflik hoe dit verander het in kom ons in die laaste 12 maande. Wow. Skole het net van so 'n aard geraak dat jy kan soveel gee, dit help met die skool se inkomste, soos ons almal weet, die staat se begroting is raak kleiner. Die subsidies is nie meer wat dit was nie. Skole moet op toere gaan om jou idee te gee, onlangs 'n paar rugbywedstryde waar ons betrokke was, in totaal was omtrent, ek dink 50,000 mense. En ek dink die algemene gevoel van ouens wat altyd die blou bulle en die URC daai goed. Ek dink hulle is bietjie versigtig nou. Nee, yesterday en ek moet vir jou sê, dis ook 'n lekker manier van om daai saadjie ook al te plant by jou jonger generasie om te sê maar wag, daar is ander moontlikhede want ek dink 'n ou het altyd groot geword, dis net wat se werk gaan ek kry, gaan ek genoeg geld maak, gaan ek alles kan bekostig. En nou sien hulle ook op so 'n klein junior manier al, daar is alternatiewe moontlikhede. Ek dink wat ons moet verstaan is dat in sekere gevalle van die skole dat die onderwysers begroting soek byvoorbeeld vir skottelgoedwasseep, vir swart sakke. En ons besef nie dit nie en ek dink ons fokus altyd op die kinders en ek dink dit is belangrik, maar 'n goeie onderwyser gaan 'n goeie kind en 'n gelukkige onderwyser dieselfde, né? Hoorie so op die digitale platforms, jy het nou gesê die Google en goeders, maar dis nou vir jou lekkerder as jy so by skole ook betrokke raak, want jy sien nie net 'n nommertjie nie. Jy sien daarom fisiese veranderinge en dinge ook, nie waar nie? Absoluut. Wat ons wel agtergekom het in die laaste ruk, skole stel kommersiële bestuurders aan en dit het nogal sy impak. 'n Skool moet eintlik maar soos 'n besigheid bestuur word. Hulle het, as ek die Engels kan gebruik, die real estate om 'n ou se borde en dis 'n goeie bemarkingsplatform. 'n Ouer wat sien jy's betrokke by 'n skool, stel belang in jou produk want hulle weet jy gee terug en dit is lekker. Dit is nie net vir ons nie. Dis bietjie teruggee ook. Baie lekker. So al hierdie bemarkingsgeleenthede is wat hulle mos nou noem B2C, business to customer. Ja, ons is vir die laaste 5 jaar wat ons bestaan was ons baie gefokus op die individuele kliënt, die B2C, die business to customer. Ons stel nou vry in die volgende 8 weke gaan ons 'n B2B produk doen vir SMEs, vir groot firmas. So ek sal mense aanmoedig om ons goed dop te hou en want ek dink daar's 'n groot voordeel wat 'n besigheid kan kry daardeur. Dit begin nou amper klink soos hierdie tipe van as die dokters met mekaar gesels, as dit mos nou al hierdie formules so goed. So B2C is business to customer, B2B is business to business. Jong, as jy in van hierdie vergadering sit, die terme wat die ouens die nuutsteen is as hulle praat van vanilla.
So dit is nou 'n nuwe ding en ek dink net altyd aan Rome as iemand dit sê. Hoorie, en Ross sê ook nou vir my, as jy nou 'n oulike mens is of 'n cool of iets, dan sit your birthday of wat het sy gesê, something like that. Dan dink ek, waar gaan dit? Dis amper soos hierdie kort teks afkortings wat hulle gebruik met die WhatsApps en dinge. Willie, baie dankie en man, drive net vorentoe, sterkte ook en baie geluk met daai nuwe enetjie in die Weskaap. Sien uit na jou volgende kuiertjie. Bly ingeskakel. Arnold is net hierna terug met 'n bietjie sport en as ek julle was, kry ek so lank daai koppie koffie reg. Maak vas daai gordels want hier kom 'n ding.